Hallo my liewe mens. Ja, Ben en Francis Loupshare saam met jou by die Braambos. Ja, jy kan jou skoene uittrek, want die grond waarop ons is heilig. Ons is in die teenwoordigheid van God. Kom ek vertel jou gou iets wat ek raak lees nou die dag, wat baie interessant is. 'n Jong getroude paartjie moet by die bruidegom se ma bly. En die bruid sê, ek hou nie van haar nie. En hulle bly saam onder die moeilikste omstandighede en hulle kom net nie oor die weg nie. En hierdie jong bruid neem 'n besluit. Daar's net een uitweg. Ek moet my skoonma vermoor. En sy gaan na die dokter toe, sy sê, dokter, ek wil jou 'n groot guns vra, maar is 'n groot geheim, dit bly net tussen ons. My skoonma is verskriklik, sy irriteer die lewe uit my, sy is haar heeldag haar seentjie, mamma se seentjie, en. Jy moet my help, ek moet haar vermoor. Hy sê, dis baie maklik, maar dit moet net tussen ons bly. Sy sê, verseker. Hy sê, wag, hy gaan daar agter, hy bring vir haar 'n klein botteltjie druppeltjies. Hy sê, 5 druppeltjies in die oggend na koffie, 5 druppeltjies in die aand na koffie. 5 weke begrawe ons haar. Sy sê, dis 'n plan. Hy sê, maar nou moet jy versigtig wees. As jy jou skoonma behandel soos jy haar nou behandel, en sy gaan skielik dood, dan gaan almal sê, jy het haar vermoor. Sy sê, nou wat moet ek doen? Hy sê, dis baie maklik. Oorweldig haar met liefde en geskenke, gesels met haar, kuier met haar, vat haar saam jou dorp toe, help haar oor die straat, as sy siek is, kry vir haar medisyne, 5 druppeltjies in die oggend, 5 druppeltjies in die aand, 5 weke. En sy besluit, ja, sy vat die druppeltjies, die oggend, toe skoonma hoes, toe kry sy koffie met 5 druppeltjies gif in. Middag 5 druppeltjies gif, vanaand 5 druppeltjies gif. Maar in die tussentyd is sy skynheilig natuurlik, maar verskriklik lief vir haar skoonma. Sy vat haar dorp toe, sy treat haar, sy gee vir haar geskenke, sy gee haar liefde. In een oggend toe sy weer so sit en dink oor hierdie plan, toe vind sy uit, haar skoonma het nog net 5 dae om te leef. Maar omdat sy haar skoonma soveel liefde gegee het, en dit so goed gaan tussen hulle, wil sy haar nie meer dood hê nie. En sy hardloop na die dokter toe, sy sê, my skoonma het, wat kan ek doen om hierdie gif, teegif, wat kan ek gebruik vir teegif? Hy sê, ontspan. Hy sê, ek het geweet, as jy die ander persoon, of dit nou jou skoonma is, of jou skoonpa, of jou broer, of jou suster, met soveel liefde behandel, gaan hulle jou met liefde behandel. En baie gou gaan jy uitvind, al die goed wat jy geglo het oor haar, al die goed wat jy gedoen het teen haar, alles wat jy ervaar het, is eintlik 'n leuen. So ek het nie vir jou gifdruppeltjies gegee, ek het vir jou gewone water gegee. En ek het geweet, binne 4 weke gaan jou opinie omtrent die ander party heeltemal verander. Sy gaan nie sterf nie. En toe sê sy, maar hoekom wil jy haar nie dood hê nie? Sê sy is eintlik die wonderlikste mens. Ek het dit net nooit besef nie. My liewe mens, ons besef nie wat ons doen aan ander nie. En as hulle dieselfde aan ons doen, dan wil ons hulle vermoor. Kom ons bid, Here, in die naam van Jesus Christus, dat ek hulle wat ek altyd dink verkeerd is, uitvind dalk is ek ook verkeerd. Here, dat ons wat so graag die ander uit ons pad wil hê, uit reg behandel, Here, want ons drink die gif en wil hê hulle moet doodgaan. Here, verander dit in my lewe, verander dit in elkeen wat hierna luister se lewe, en laat ons mekaar behandel soos ons behandel wil wees, in Jesus naam. Amen. Baie liefde, baie dankie vir al die gebede en al die finansiële ondersteuning. Die Here seën u in Jesus naam. Ben en Francis Loupshare, Jesus is Liggemeente, Eastvale Springs.